Ek wil julle nooi om die Bybel saam met my oop te maak hier by Hebreërs hoofstuk 3. Ons gaan net die eerste 6 versies daarvan saam lees vanmôre. Hebreërs hoofstuk 3, dan vanaf vers 1 tot en met vers 6. En soos julle daar op die skerm kan sien, is ons tema vandag is Jesus groter as Moses. Ons gaan voort met ons studie uit die Hebreërbrief uit en ons sien hoe die Hebreërskrywer dan hier vir ons sê dat Jesus is groter as wat Moses was. Nou, hoekom is dit belangrik? Vir ons klink dit miskien vanselfsprekend, maar ons moet onsself in die skoene van die Jode plaas in die tyd toe die Hebreërskrywer hierdie brief geskryf het. Onthou, dit was Jode gewees wat uit Judaïsme uitgekom het, Christene geword het, sommige waarlik gered, ander het maar net die judaïstiese wettiese lewe gelos vir die vryheid wat hulle as Christene geniet het, maar hulle het nie regtig in Christus geglo nie, en dan was daar net ander Jode wat net nie geglo het nie. Dis die drie groepe mense aan wie die Hebreërskrywer geskryf het. Ons moet dit altyd net in gedagte hou. En onthou, vir hierdie Jode was Moses vir hulle die grootste en belangrikste persoon gewees in hulle geskiedenis. En daarom kom die Hebreërskrywer dan nou en hy wys vir hulle, maar Christus is groter as Moses. So kom ons lees saam net om die konteks te kry. Hebreërs hoofstuk 3, daar vanaf vers 1 af. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis, want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, naarmate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis, want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis, as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. So, julle sal onthou, ons het tot nou toe gesien hoeveel meer voortreffelik Jesus is as die engele en ook die profete. Dit is nou al klaar 2 onderwerpe wat ons reeds na gekyk het. Christus is meer voortreffelik as die engele, hy is meer voortreffelik as die profete. Maar nou kom die Hebreërskrywer hier en hy wys vir ons hoe Christus beter is, groter is as Moses. Onthou dat die eerste verbond deur Moses gegee was, en daarom daardie rede, om daardie rede moet ons eers verstaan presies hoe groot Moses in die Jodese oë was. So kom ons kyk net vir so 'n oombliekie na hoe groot was Moses. Want hierdie eerste 6 verse bied die lering waarop die vermaning van die res van die hoofstuk gebou word. Ons moet hierdie eerste 6 verse moet ons deeglik en goed verstaan, want alles wat in die res van hierdie hoofstuk gaan gebeur, word gebou op hierdie eerste 6 verse wat ons hier leer. En om hierdie vermaning te verstaan, moet ons weet wat die Jode van daardie tyd van Moses gedink het. Dit is baie belangrik. En om te waardeer hoeveel Jesus beter as Moses is, moet ons sien presies hoe belangrik Moses was. En daarom moet ons onsself die vraag afvra, hoekom is dit nodig om te bewys dat Jesus beter is as Moses? Hoekom met die Hebreërskrywer, en ons het mos in die begin gesê, dis die Heilige Gees in goddelike wysheid. Hoekom het die Heilige Gees dit nodig geag om vir die Jode te bewys dat Jesus is beter, Jesus is groter as Moses? Hoekom was dit belangrik geweest? Jy sien, Moses was gesien as die belangrikste Jood wat daar nog ooit gelewe het in die Jodese tyd. En tot vandag toe nog, die ortodokse Jode, is Moses die belangrikste persoon wat nog gelewe het, naas Dawid natuurlik vir hulle ook. En God het hom as 'n baba met 'n wonderwerk bewaar. Ons almal ken daardie verhaal. En God het sy begrafnis persoonlik waargeneem. So van sy geboorte tot sy dood is daar goddelike wonderwerke wat plaasgevind. Selfs met sy begrafnis het God dit persoonlik waargeneem, sodat mense nie later aan sy liggaam kon opgrawe en dan Moses aanbid nie. Dis hoe belangrik hy was vir die Jode. En tussen sy geboorte en sy begrafnis was daar wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk in Moses se hele lewe gewees.
Hy was 'n man wat van aangesig tot aangesig met God gepraat het. Hy het die heerlikheid van God gesien. Hy het selfs vir 'n tyd die heerlikheid van God weerkaats. En nadat hy van Sinaï afgekom het, het sy gesig geblink omdat hy met God gepraat het, soos ons lees in Eksodus 34 vers 29. Hy was die een wat Israel uit Egipte uitgelei het. En soos Paulus ook beklemtoon in Romeine 2, het die Jode groot vertroue in Moses gehad. Die Ou Testamentiese wette en rituele was hulle grootste prioriteit gewees. En vir hulle was Moses en die wet sinoniem gewees. Van Moses praat het hy van die wet gepraat. As hy van die wet praat het hy van Moses gepraat. En die Nuwe Testament praat van die bevele van God as die wet van Moses. As hy terugverwys na die Ou Testament en veral die bevele wat God gegee het in die Ou Testament, dan praat hulle daarvan as die wet van Moses. Ons lees byvoorbeeld Lukas 2 vers 22, en nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel. Dis nou met die geboorte van Christus gewees. So Paulus voer sy rede in die sinagoge ook in Pisidië in Handelinge 13 vers 39 as hy sê, en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Moses het nie net die 10 gebooie gebring nie, maar hy het ook die Pentateeg, dit is die eerste 5 boeke van die Ou Testament geskrywe. En dit is in hierdie eerste 5 boeke waar die Levitiese wette uitgelê word, sowel as alle ander wette wat die lewe van die Jode beheer het. Dis waarmee hulle vir honderde jare mee groot geword het. So Moses was in die Jode se oë God se man gewees. Hy het die woord van God vir hulle gebring, hy het die wet van God vir hulle gebring, en daarom roep die Heilige Gees die Joodse Christene om nou hulle fokus van Moses af te haal en spesifiek na Jesus te kyk. Moses was inderwaarheid groot gewees, maar Jesus is ver groter as Moses. So in hierdie teks word Jesus groter as Moses bewys deur drie dinge waarna ons sal kyk in hierdie teks. Die eerste een is sy amp, die diens wat Moses gedoen het, en dan die amp wat Christus gedoen het, hoekom Christus groter is as Moses. En die tweede ene is sy werk, en dan die derde een is sy persoon. So in die diens en in die werk en in die persoon, die amp, die werk en die persoon van Christus was hy in al drie hierdie dinge groter as Moses gewees. En onthou, Moses is vir hulle die belangrikste, so hulle moes verstaan, Jesus Christus is meer belangrik, groter as wat Moses is. Dis hoekom die Heilige Gees, die skrywer van die Hebreërbrief, dan spesifiek klem lê op die feit dat Christus is nie net groter as die engele nie, hy is ook nie net groter as die profete nie, maar hy is groter as Moses, die grootste man in die oë van die Jode in die Bybelse tyd gewees. Maar eerstens wil ek net julle aandag vestig aan wie die Hebreërskrywers hierdie boodskap van vandag gerig het. Vir wie het hy dit geskryf? Net om julle dit net weer te herinner daaraan. So, met wie praat die Hebreërskrywer nou? Ons moet dit net vasmaak. Met wie is hy, vir wie is hierdie brief geskrywe? Want ons lees in Hebreërs 3 vers 1 sê hy, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. So as gelowiges is ons broeders van Christus, omdat ons met hom geïdentifiseer word as aangenome kinders van die hemelse Vader. Baie mense wat al hierdie brief bestudeer het, het aangeneem dat die brief eksklusief aan kinders van God geskryf is, omdat hy so baie keer na sy lesers verwys as broeders. Maar die een ding wat ons moet verstaan is, die skrif praat van verskillende tipes broederskap, anderste as net eenvoudig altyd geestelike broeders. Die Bybel praat nie altyd, elke keer wanneer hy die woord broeders gebruik, praat hy nie altyd en elke keer van geestelike broeders nie. Beide Petrus en Paulus het ongelowige Jode as broeders beskryf. So Petrus praat met mede-Jode wat ongered is in Handelinge 2 vers 29, as hy sê, broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. So Petrus praat van broeders, dan praat hy van die Jode.
want hy praat van hulle aartsvader Dawid. Maar Paulus noem hulle ook broeders in Handelinge 13 vers 38 as hy sê, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig word. Maar die Hebreërskrywer praat van heilige broeders, hy praat nie net van broeders nie. Hy praat van heilige broeders, en dit verwys na mede-Christene, hulle wat ware broeders is, hulle wat waarlik gered is. So hierdie teks word spesifiek aan Christene geskryf. Onthou, Jode, heilige Joodse broeders in Christus, ware Christene, mense wat waarlik gered is, die geestelike afstammelinge van Abraham, heilige Joodse broeders in Christus. Dit het al in die vorige gedeelte, het hierdie gedagte al begin. Soos julle onthou, wat ons verlede keer gesien het, so 2 keer terug, is Hebreërs 2 vers 11 waarna ons gekyk het, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. En daarom moet ons verstaan, die Hebreërskrywer skryf, hy praat nou van, en hy praat met geestelike broeders, geheilig, eenkant geplaas, in Christus geheilig, in hulle posisie voor God, soos wat ons nou al reeds gesien het. Ons sien ook dat hierdie gedeelte gerig is aan mense wat 'n hemelse roeping deel, letterlik 'n hoë roeping wat hulle deel, wat hulle gesamentlik besit. En volgens Hebreërs 11 vers 16 verlang hulle na hulle hemelse vaderland. Hulle verlang om klaar te wees met hierdie wêreld en op te kan vaar na hulle hemelse vaderland wat vir hulle wag. Hulle het nie gekom by die berg Sinai soos Moses nie. Hulle het gekom by die berg Sion en die hemelse Jerusalem, soos wat ons sien in Hebreërs 12 vers 22. So al hierdie seëninge wys die voortreffelikheid van Christendom bo Judaïsme. Judaïsme was 'n aardse roeping met 'n aardse erfenis, maar Christendom is 'n hemelse roeping, is vanaf die hemel geroep met 'n geestelike en 'n hemelse erfenis waar ons eendag gaan wees. Ons gaan nie vir alle ewigheid op hierdie aarde wees nie. Daar gaan 'n tyd kom wanneer die Here ons gaan kom haal om saam met hom te wees in die hemel. En daarom is dit meer voortreffelik. Ons het 'n beter roeping as wat die Jode in die Ou Testament gehad het. Hulle het 'n land op aarde geërf. Ons erf 'n vaderland in die hemel. En ons het Christus gekry om ons soontoe te vat. Hy is en bly by ons om ons die krag te gee om te kan volhard tot daardie dag wanneer hy ons gaan kom haal of wanneer die dood ons kom haal. Paulus het byvoorbeeld geskryf in Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En dan voeg hy by in Filippense 3 vers 20 as hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. So ons ware huis is in die hemel, en ons lewe nou geestelik in die hemele, soos wat Paulus in Efesiërs 1 vers 3 en dan ook weer in 2 vers 6 gesê het, ons woon in hemelse plekke. Ons is net vreemdelinge en bywoners hier op aarde. Ons liggame is op hierdie aarde, maar ons behoort nie regtig hier nie. Die Hebreërskrywer sê vir geredde Jode, julle is burgers van die hemele, so waarom laat julle nie die aardse dinge maar net laat gaan nie? Waarom wil julle aan die aardse rituele vashou, die aardse simbole, terwyl julle die hemelse werklikheid reeds het? As Christene het ons nie godsdienstige rituele nodig nie. Dis die les wat ons hieruit leer. Onthou die Jode het daardie godsdienstige rituele van die tempeldiens gehad, van die offerdiens en al daardie dinge. En as Christene het ons dit nie nodig nie. Ons het nie nodig om dae en feeste en al daardie dinge te onderhou nie. Hoekom nie? Want ons het die hemelse werklikheid. Jesus het gesê dat ons nou die Vader in gees en waarheid moet aanbid, sal julle onthou daar in Johannes hoofstuk 4. Enige persoon wat dit wil doen, kan nie meer in rituele en seremonies God aanbid nie, want hulle moet God in gees en in waarheid aanbid, nie in uiterlike vorme nie. Daar is geen plek in Bybelse Christendom vir uiterlike godsdienstigheid nie, en dis baie belangrik. Daar is geen plek in Bybelse Christendom vir uiterlike godsdienstigheid nie.
Omdat Christus aanhoudende toegang tot geestelike werklikhede het, daar waar hy aan die regterhand van God nou op die oomblik sit. Christus is elke oomblik van elke dag saam met ons en hy dra ons op voor God. Ons word almal van tyd tot tyd versoek om te dink dat ons uiterlike godsdienstigheid baie belangrik is, want ons wil graag vir Christus behaag, ons wil graag lewe soos wat hy wil hê ons moet lewe, en daarom word ons versoek om van tyd tot tyd te dink dat dit is baie belangrik wat ons uiterlike godsdienstigheid is. Al weet ons van beter, voel ons nietemin gemaklik in 'n tradisionele aanbiddingsomgewing, of wanneer ons sekere godsdienstige dade doen, of godsdienstig optree soos wat ons dink vir God aanneemlik gaan wees, dan voel ons gemaklik, dan voel ons behaag God, en dit maak ons goed voel oor onsself. Ons ken en weet van God se genade en barmhartigheid, wat ons vrylik in 'n absoluut genade is 'n geskenk van Christus ontvang het. Maar ons hou nog steeds vas aan een of ander vorm of van 'n nagemaakte wettisisme, eerder as om in 'n positiewe, Christusbeheerde, geesversterkte lewe te lewe, in vertroue en afhanklikheid van Jesus Christus, wat die volle prys op die kruis vir ons sonde betaal het. En wat is hierdie boodskap wat die Hebreërskrywer ook vir ons vandag het? Wat is dit wat ons in hierdie teks vandag gaan leer? En ons moet verstaan, sy boodskap is hoe ons kan begin om 'n Christusbeheerde, geesversterkte lewe hier op aarde nou kan lewe. Want dit is die lewe wat vir God sal behaag. Dit is die alledaagse Christenlewe wat ons reeds ontvang het. Ons besit dit al reeds, want ons het reeds die Heilige Gees ontvang. En dit is hoe om die alledaagse Christenlewe te lewe, sodat ons vir Christus sal behaag. Ons moet net besef dat ons reeds die krag en die ondersteuning wat ons nodig het vir 'n oorwinningslewe reeds ontvang het. Ons het niks meer nodig van God af nie, ons het niks meer nodig om weer vir God te vra en vir ons nog meer van die Heilige Gees te gee nie. Hy het alles klaar gegee. Ons het alles van God ontvang, sodat ons hierdie oorwinningslewe kan lewe. En as ons van 'n oorwinningslewe praat, dan praat ons van 'n lewe wat aanhoudend en konstant en standvastig weerstand bied teen die sonde wat ons so maklik kan omring. Die Hebreërskrywer leer dit alles vir ons deur te begin met die eerste rede waarom Jesus Christus groter is as Moses. En dis hoekom ek dit gesê het, dit is hoekom dit so belangrik is vir ons ook om te verstaan dat Christus is groter as Moses. As hy sê Christus is groter as Moses, dan sê hy ook Christus is belangriker as die wet wat deur Moses gekom het. En die eerste rede daarvoor is as gevolg van sy am. Die woord daarom, wanneer ons die woord daarom en omdat en want in die Bybel lees, dan moet ons dadelik oplet ook, want die woord daarom verwys altyd terug op iets wat nou net gesê was, iets wat reeds gesê was. En die Hebreërskrywer sê in werklikheid, op die basis van wat ek nou net vir julle gesê het. En die heel eerste les wat die Hebreërskrywer vir ons vandag leer is, let op Jesus Christus. Hy sê fokus op Christus. Die teks vandag begin met die woorde soos wat ons sien in Hebreërs 3 vers 1. Daarom, let op Christus Jesus. Gee aandag aan Jesus. Fokus op Jesus. En die term let op impliseer om die aandag op iets te vestig en aan te hou om dit te ondersoek. Met ander woorde, kyk na iets, vestig die aandag op iets en hou aan om daarna te kyk, ondersoek dit, leer dit beter en beter te ken. En die gedagte is om jou verstand op Christus te fokus en jou gedagtes op Christus te hou, sodat jy kan verstaan wie hy is en wat hy kom doen het en wat hy van jou af wil hê. Dis hierdie gedagte as die Hebreërskrywer sê, let op Christus Jesus. Hy sê, plaas jou aandag op Christus en hou jou aandag daar en ondersoek Christus, verstaan wie Christus is en verstaan wat dit is wat hy van jou verwag, wat hy van jou wil hê. En natuurlik is die vraag, wat is hierdie dinge waarop hierdie mense hulle aandag moet vestig? Wat is dit wat ons moet, as ons aandag op Christus vestig, wat moet ons probeer agterkom? Wat moet ons bestudeer, sodat ons sal verstaan wat dit is wat hy van ons verwag? Onthou, Jesus, wat die mense oorspronklike bestemming kom herwin het. Jesus wat mens geword het, en as ons plaasvervanger op die kruis kom sterf het.
Jesus die bewerker van ons saligheid geword het. En hierdie 3 dinge wat ons al reeds gekyk het, die 4de een gaan ons nou na kyk, maar in hierdie 3 dinge wat ons reeds na gekyk het van wat Jesus kom doen het, onthou, die mens was oorspronklik bestem om God se skepping te kom bestuur, om te heers oor God se skepping. Dit het verlore gegaan toe die mens in sonde geval het. En Jesus het gekom om daardie oorspronklike bestemming, die mens moet nog oor God se skepping heers, soos wat God het bepaal het, voordat die sondeval plaasgevind het. Adam en Eva het gesondig, en dit het nooit plaasgevind, soos wat God wil hê dit moet plaasvind. So, dit moet nog kom. En ons het gesien dat Christus is die enigste wat ons oorspronklike bestemming kon kom herwin het. Tweedens het ons gesien dat Christus het mens geword, om ons plaasvervanger op die kruis te kom, as ons plaasvervanger op die kruis te kom sterf, sodat ons vergewe kan word van ons sondes. En daarom het ons dan ook gesien, Jesus is die bewerker van ons saligheid. En dan vierdens het ons ook gesien, so rukkie terug, Jesus wat ons heiligmaker is, ons Satan oorwinnaar, en ons sympathiseerder is wat ons kan help, en al hierdie dinge, en veral as ons dink aan verlede keer se boodskap, dat Jesus die heerskappy van die Satan gebreek het, en dat hy beloof het, dat hy saam met ons is in tye van versoeking, om vir ons die krag te gee, om nie te struikel in daardie versoeking nie, maar om staande te kan bly, as ons aan al hierdie dinge dink. Al hierdie dinge kwalifiseer vir Jesus Christus, sodat ons volle aandag op hom alleen sal plaas. Dink net 'n bietjie, staan net 'n oombliekie stil, en dink terug aan wat ons nou gesê het. Christus wat al hierdie dinge gedoen het, en al hierdie wonderlike dinge wat hy vir ons bewerk het en vir ons gee. Bedink dit net, verstaan net, fokus jou aandag daarop, dat al daardie dinge kwalifiseer hom, sodat ons nie eens behoort vrae te vra of te redeneer oor hierdie onderwerp nie, maar dat ons outomaties amper onmiddellik ons volle aandag op hom alleen sal plaas. Maar dan is daar 'n ander vraag wat ons moet beantwoord, en dit is, waarom moet ons op Christus fokus en ons aandag op hom bly hou? As ons dan reeds in Christus is, en ons reeds met hom identifiseer word, waarom moet ons aanhoudend op hom fokus? Hoekom moet ons aanhou? Ons het dan Christus ontvang, ons het die Heilige Gees ontvang, ons het goddelike krag ontvang, so hoekom moet ons aanhoudend ons aandag op hom fokus? En eenvoudig net om die rede, dat nie een van ons reeds alles omtrent Jesus Christus leer ken het nie. Daar's nog baie van hom wat ons nog nie ken nie. En dan ook eenvoudig net omdat nie een van ons werklik al besef het, wat ons in Jesus Christus gekry het nie. En eenvoudig net omdat ons nog nie ten volle besef het, wat ons kan wees in Christus nie. Met ander woorde, wat ons in hierdie algemene, alledaagse Christenlewe kan wees in Christus nie. Met ander woorde, ons het nog nie ons volle potensiaal selfs hier op aarde bereik, omdat ons nie vir Christus ten volle nog nie ken nie. En wat die Hebreërskrywer hier vir die Joodse Christene geleer het, was fokus op Christus, en moenie rondkyk na allerhande ander rituele en probleme en al die vervolgelinge nie. Hou aan om Jesus te ondersoek en te leer ken. Julle het nie enigiets meer nodig nie. Hy is algenoegsaam vir alles wat julle nodig het. En dit is baie belangrik, veral in die tyd waarin ons in lewe vandag, wat mense wil teruggaan na hulle Judaïsme of Joodse wortels toe, of die gedagte van ons is 'n verlore stam van Israel, en ons moet teruggaan om die wette te onderhou, die Ou Testamentiese rituele en offerande en al daardie dinge te doen. Hou op om jou aandag aan daai goed te fokus, dit kan jou niks help nie. Al wat jou gaan help is Jesus Christus. Hou aan om hom te ondersoek. Hy het alles bewerk, hy het alles gegee, hy het alles gedoen wat ek en jy nodig het, sodat ons in die koninkryk van die hemel kan ingaan. Hy is algenoegsaam vir alles wat ons nodig het. Paulus se woorde onder leiding van die Heilige Gees was gewees in Filippense 3 vers 10 en ook in vers 12, sodat ek hom kan ken, Jesus Christus, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Nie dat ek dit al verkry het, of volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus, of Christus gegryp is. So Paulus sê, ek het die wet probeer onderhou, en dit het my niks gehelp nie.
Nou fokus ek op Christus, want ek wil hom beter leer ken, ek wil sy krag beter leer ken, ek wil gemeenskap aan sy lyde hê wat hy op aarde gehad het, ek is aan sy dood gelykvormig geword, en ek het nog nie alles gekry wat ek kan kry nie, maar ek jaag daarna, ek soek dit, ek wil dit aangryp, en hy sê die rede hoekom hy dit wil hê is omdat Christus hom gegryp het, hy het nie Christus gegryp nie. Selfs Paulus het nie die volle omvang besef van die waarde wat Jesus vir hom was nie. Onthou dat die vorige gedeelte in die Hebreërbrief het gehandel oor ons heiligmaking. En die rede waarom die kerk op aarde op die oomblik so 'n geweldige gebrek in hierdie opsig het, is omdat hulle nie geleer word wat hulle voordeel in Christus is met betrekking tot hulle heiligmaking nie. Hulle besef nie wat hulle potensiaal tot geestelike groei in Christus is nie, en daarom groei hulle nie geestelik nie. En die rede waarom so baie Christene swak en moedeloos en bekommerd is omdat hulle nie aanhou om hulle aandag op Christus te vestig nie. En daarom word Christus se volle krag en vertroosting en leiding nie hulle sinne nie. Die Heilige Gees sê aanhoudend vir elke gelowige, let op Christus. En wanneer dit rof gaan in hierdie lewe, wanneer dit lyk asof daar geen oplossing vir ons probleme is nie, wanneer alles verkeerd loop en teleurstelling en depressie normaal word vir ons, en dit voel onmoontlik om versoeking verder te kan weerstaan, dan moet ons onthou, die Heilige Gees sê vandag vir ons, plaas jou fokus weer op Jesus Christus, en hou dit daar, totdat hy weer voor jou oë in al sy heerlikheid, en in sy krag en sy gesag gestalte vind. Hou jou oë gefokus op Jesus, moenie na jou probleme kyk nie, kyk na Jesus, hou jou oë op Jesus. Jesus het in Matteus 11 vers 29 gesê, leer van my. Hy het nie gesê, leer omtrent my nie. Kan ek julle 'n vraag vra vandag? En dink mooi voor jy vir jouself antwoord. Geniet jy werklik jou Christenlewe? Is dit vir jou lekker om 'n Christen te wees? Staan jy in jou oggende op en sê vir jouself, Here, ek kan nie wag om te sien wat U vandag in my lewe gaan doen nie. Gaan jy deur die dag en sê, Here, U teenwoordigheid en U gemeenskap met my is wonderlik inspirerend. Geniet jy vir Jesus Christus? Voel jy soms om net op te staan en uit te skreeu, dit is wonderlik om vir Jesus Christus te ken. Nou ons behoort elkeen hom op hierdie manier te geniet. Ons behoort ons Christenlewe so absoluut te geniet saam met Christus en in gemeenskap met hom. Maar baie Christene geniet nie vir Jesus Christus nie, hulle geniet nie hulle Christenlewe nie. Hulle kom miserabel en ongelukkig voor en hulle weet niks van die vreugde wat ons in hom het nie. Hulle dink dat die enigste ding wat die Here vir ons gee is vermaning hier en daar en oralste, en hulle sien hom op hierdie manier omdat hulle nie elke dag saam met hom wandel nie. Hulle sien Christus en hulle sien God as 'n leermeester wat net straf en slae uitdeel. En hulle sien hom op hierdie manier omdat hulle nie elke dag saam met hom wandel nie. Hulle sien die lewe as 'n stryd om 'n klomp moets en moenies te moet doen en nie te moet doen nie. Hulle mis die vreugde om hom te ken as die een wat hulle bystaan en hulle help en hulle ondersteun, sodat hulle geestelik kan groei. As jy werklik vir Jesus wil geniet, moet jy by hom bly, totdat jy geleer het om hom te geniet. Bly daar by hom, totdat jou hele Christenlewe een tinteling op die ander is. Jy moet hoendervleis kry, van lekker kry om 'n Christen te wees en saam met Christus te kan wees, om hom beter te leer ken. En totdat elke wakker oomblik van elke dag vreugde op vreugde is. Let op hom, fokus jou aandag op hom. Toe Timotheus nog 'n jong man was, het hy maagprobleme ontwikkel. En Paulus het hom aangemoedig om 'n bietjie wyn te neem vir sy maag, en dit is nie 'n lisensie om te gaan drink en dronk te word nie. Maar Paulus het daar in 1 Timotheus 5 vers 23 vir hom gesê, neem 'n bietjie wyn vir jou maag. Hy was onder andere geweldig gekritiseer, dit is nou Timotheus, deur sommige van die Christene in Efese. Hy het onder stres gelewe, en daarom het hy mismoedig geword, en sy gesondheid het ook daaronder gelei.
In sy tweede brief aan sy jong seun in die geloof sê Paulus vir hom, om aan te hou om 'n goeie soldaat te wees, 'n goed geoefende atleet te wees, 'n hardwerkende plaasboer te wees. 3 dinge wat hy vir hom sê in 2 Timoteus 2 vers 3 tot 6. Maar die belangrikste raad wat Paulus vir Timoteus gegee het, was in 2 Timoteus 2 vers 8. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is, volgens my evangelie. Daar's daar baie praktiese dinge, soos om medisyne te neem wanneer ons siek is, wat Christene kan en behoort te neem. Maar wanneer ons geestelike probleme ervaar, ernstige probleme, onoorkombare probleme in ons oë onoorkombaar, is die enigste voorskrif wat die moeite werd is onthou Jesus Christus. Let op hom, leer van hom. In die praktyk en die praktiese dinge vir jou liggaam, gaan neem medisyne, gaan vat medisyne as jy siek is. Maar wanneer jou gees siek is, moenie na mense toe gaan nie. Moenie na sogenaamde sielkundiges toe gaan wat die siel dan konseis ken nie. Onthou Jesus. Onthou Jesus Christus. Fokus jou aandag op hom. Leer van hom. En die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 12 vers 1 en 2, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. As ek hierdie gedagtetjie vir julle kan verduidelik, miskien op so 'n manier, as hy hou die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Leidsman, daai woord beteken, Christus is die baanbreker. Hy het die pad oopgemaak. Hy loop voor en hy wys vir ons wat die pad is. En hy is ook die volëinder van ons geloof. Met ander woorde, hy volbring ons geloof. Nou, as ek dit vir julle kan illustreer, toe my seun nog klein was, toe hy nou net met skool begin het daar in graad 1, was hy 'n kranige 60 meter atleet gewees. Hy was 'n vinnige mannetjie gewees. Maar hy het net een probleem gehad. Hy kon nie in sy baan bly nie. En die rede hoekom hy nie in sy baan kon bly nie is, alhoewel hy altyd eerste gekom het, het hy nooit die prys gewen nie. Want hy het uit sy baan uit gehardloop en dan het hulle hom gediskwalifiseer. En die rede hoekom hy uit sy baan uit gehardloop het was, hy het na die ander kinders langsom gekyk wanneer hy hardloop. Hy het nie gefokus op die eindstreep nie. Hy het gefokus op wie's langsom, en was hy nou sy kop draai om te hardloop, dan hardloop hy uit sy baan uit. En ek het toe later agtergekom, dat as ek aan die eindpunt gaan staan, daar by die eindstreep gaan staan, en ek maak seker hy sien ek staan daar, voor hy wegtrek, dan maak ek seker hy sien my, dan het ek agtergekom, dan hardloop hy reguit na my toe, solank as wat sy aandag op my gefokus is. En dis 'n baie goeie illustrasie van hierdie punt wat die Hebreërs skrywer hier in hoofstuk 12 vers 2 vir ons maak, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Want weer terug by my seun se illustrasie, jy sien, dit het hom nie net gehelp om reguit te hardloop en nie uit sy baan uit te hardloop nie, maar dit het hom ook gemotiveer om te wen. Dit het ook sy aandag van die ander kinders langs hom afgehaal, en dit het sy aandag van homself afgeneem. En wanneer ons in hierdie Christenwedloop hardloop, moet ons aandag afhaal van al die ander mense af. Ons moet ons aandag van onsself afhaal, in wat ons dink ons godsdienstig goeie dinge doen of nie doen nie. Ons fokus moet op Jesus Christus wees. Die leidsman, die baanbreker, die rigtingaanwyser en die volëinder van ons geloof. Wanneer ons op hom fokus, weet ons hoekom ons hardloop. Ons weet waar ons hardloop. En ons het die krag en die vreugde om aan te hou hardloop, want ons weet waarheen ons hardloop. Hou jou oë op Jesus en jy sal die geestelike krag hê om alle stryd en versoeking in hierdie lewe te oorwin. Maar wat presies beteken dit om die oë op Jesus te hou? Ons sal daaraan gedink. Hou aan om jouself te herinner aan hierdie dinge wat ons geleer het omtrent Jesus. Ek gaan dit weer vir julle herhaal. 1. Hy is ons plaasvervanger. Ons het klaar gesterf wat die sonde betref, want Jesus Christus het dit bewerk. Hy is ons plaasvervanger, nommer 1. Nommer 2. Hy is ons heiligmaker, wat die oorheersing van die Satan oorwin het,
en vir ons krag gee om staande te bly. Elke keer as jy in 'n stryd is, elke keer as jy twyfel, elke keer as jy geestelike werk wil doen om God te behaag, dink aan hierdie dinge wat Paulus het ook in Efesiërs 6 vers 10 gesê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En dan volg hy op met vers 13 as hy sê, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Jesus se amp gee vir ons al die krag wat ons nodig het om in hierdie lewe staande te bly, want hy het die volle prys op die volle prys vir ons sonde op die kruis betaal. En hy is ook die bewerker, hy gee vir ons die krag vir heiligmaking. Maar ons sien ook, want ons het God se apostel en ons hoëpriester. So hoekom let ons op Christus? Waarom moet ons op Christus fokus en ons aandag op hom fokus? Want ons het God se apostel en ons hoëpriester. Let op die teks, kyk mooi wat die Hebreërskrywer sê in hoofstuk 3 vers 1. Let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. En hier kom daar die Griekse reël in, die apostel en die hoëpriester verwys al twee na Jesus Christus. Jesus Christus is ons apostel en Jesus Christus is ons hoëpriester. Die woord apostel beteken die gestuurde. Christus is die gestuurde van God om op die kruis vir ons sonde te betaal. En hoewel Moses nooit in die Ou Testament 'n apostel genoem was nie, kan hy beskou word as 'n Ou Testamentiese apostel, omdat hy deur God gestuur was om die wet en die verbond vir sy mense te bring. Maar Jesus was beide apostel en hoëpriester gewees. Al kan Moses gesien word as 'n tipe van 'n apostel, was hy nooit 'n priester gewees nie, nog minder 'n hoëpriester. Jesus is meer voortreffelik as Moses in sy amp, omdat hy 2 ampte beklee het terwyl Moses net 1 amp gehad het. Jesus is die hoogste apostel, die een wat vanaf God gestuur is, en hy is die perfekte hoëpriester. Hy is almagtig, simpatiek, barmhartig, getrou, hy gee redding, hy versoen ons met God, hy is beskermend en hy gee krag om te kan oorwin. Hy is hulpvaardig om staande te kan bly en broederlik. En om hierdie rede behoort elke persoon hulle aandag op hom alleen te fokus en dit daar te hou, omdat hy absoluut algenoegsaam is. En om hierdie selfde rede moet elke persoon ook hulle fokus van alle ander pogings afhaal. Want sy Christus se algenoegsaamheid is alles wat ons nodig het. Dit is 'n belangrike aspek om ons fokus van onsself af te haal en dit op Christus te plaas. En daardeur bedoel ek net eenvoudig, haal jou fokus af van wat jy dink jy kan doen. Want die beste wat ons kan doen is net 'n besoedelde kleed. Dit is net Jesus Christus en hy alleen wat vir ons die perfekte versoening met God bewerk het. Sy algenoegsaamheid is alles wat ons nodig het. Daar is niks wat jy daarby kan voeg nie. Wat 'n wonderlike boodskap is dit nie. Fokus op alles wat Jesus is, wat hy gedoen het en wat hy nog steeds doen. Hy is nie net groter as die engele nie, maar hy is ook groter as Moses. En daarom groter as die Ou Testamentiese wette. En wanneer ons aandag fokus op Jesus se algenoegsaamheid en dit self begin ervaar, behoort dit alle begeerte na wettisisme te vernietig. Nou of dit Judaïsme of enige ander vorm van wettisisme is of nie, wil ek net weer eens sê, om vas te hou aan aardse wette en regulasies en moets en moenies is nie net onnodig en doelloos nie, maar dit is ook geestelik nadelig. Ons moet hierdie punt verstaan. Hoe meer ek aan uiterlike wette en moets en moenies en rituele en dinge gaan probeer doen en aan vashou, hoe meer gaan ek myself mislei om te dink ek is 'n goeie Christen. En dit is nadelig vir my geestelike lewe, want ons moet besef dat daar's niks goeds in ons nie. Daar's niks in ons wat gemaak het dat Christus hierdie dinge gedoen het nie. Daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Maar wanneer ons dink ons doen iets om dit te verdien, dan sis ons gewete. Ons maak ons gewete stil. En dan is daar geestelike lesse wat ons moet leer, wat ons nie leer, omdat ons dink ons is reg nie. En daarom is dit nadelig vir ons. We sien, want om deur wette en moets en moenies te doen,
word ons weggehou van die volle ervaring van ons nuwe verhouding met Jesus Christus. Dit hou ons weg van om hom so getrou te volg as wat ons hom behoort te volg. En al hierdie dinge is hindernisse. Dis nie manier om seëninge van God te verkry nie, ons verloor eerder seëninge daardeur. Want ons lewe nou al reeds in die werklikheid van die hemelse plekke, in die hemele, soos wat Paulus dit noem. Ons lewe al reeds in die werklikheid daarvan. Hoewel ons nie fisies in die koninkryk van God is nie, is ons geestelik in daardie koninkryk dat God is ons Vader, Jesus Christus is ons verlosser, God is ons vriend, Jesus Christus is ons herder, en hy gee vir ons die krag, en die Heilige Gees ondersteun ons, en hy lei ons op die weg waarop ons moet gaan. Ons kry alles van God af, en daarom kan ons in hierdie vrede en in die rus van God ingaan. Ons lewe reeds in hemelse plek. Ons het reeds die werklikheid daarvan. Ons het Jesus Christus om van te leer hoe om reg te lewe in die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Hy het ons alreeds alles gegee om te oorwin. Ons moet net op hom fokus. Dit is nie net ongeredde mense wat op Jesus moet fokus vir hulle redding nie, maar kinders van God moet aanhou om op Christus te fokus vir krag en versterkte en vir leiding om ons te wys hoe om te lewe en 'n voorbeeld vir ons te wees hoe om in hierdie lewe te wandel en te lewe. Ons hoef nie te struikel en in sonde te strompel nie. Ons hoef nie te val onder versoeking nie, want ons sê Jesus Christus, hy is ons leidsman en hy is die volleinder van ons geloof. Leer van hom, hou aan hom vas, fokus op hom tot die einde toe. Wanneer dit vir ons voel asof hierdie lewe ons gaan onderkry, wanneer dit vir ons voel asof ons nie meer 'n tree vorentoe kan gee nie, wanneer dit vir ons voel asof alles te gronde gaan en alles vernietig word en ons kan eenvoudig, ons het net nie meer daardie geestelike krag om aan te gaan nie. Wanneer dit vir ons voel dat alles wat ons doen is verkeerd. Onthou vandag se les, die sentrale les van vandag is fokus op Christus. Hou aan hom vas. Leer hom ken. Kyk wat het hy gedoen, hoe het hy opgetree. Vra vir hom vir krag en sterkte. Fokus op Christus en alles van hierdie wêreld sal net verbygaan. Dis 'n kragtige les wat die Heilige Gees vir ons leer. Maar dit is 'n moeilike les, want ons wil teruggryp na om ons gewete te sis, wil ons gaan wette gehoorsaam. En ek sê nie ons is wetteloos nie. In werklikheid is die ware wet van God is deur die Heilige Gees in ons harte gebere. En die Heilige Gees lei ons, hy leer ons hoe om nie net uiterlik op te tree nie, maar om innerlik verander te word, sodat die uiterlike outomaties verander na wat jy binnekant is. Dit is om Christus van binne na buite toe uit te leef in hierdie wêreld. Om Christus asem te haal, om elke hartklop, elke druppeltjie bloed wat deur jou are gaan, moet 'n bloed wees van Christus, Christus, Christus. Alles in jou lewe is Christus, want hy is die een. Hy is die God wat mens geword het. Hy het afgekom aarde toe, hy het sy posisie in die hemele, sy goddelikheid het hy tydelik, sy gedeeltes daarvan het hy tydelik afgelê om mens te word. God, maar ook mens. Mens, maar ook God op aarde, gehoorsaam tot die dood toe. Filippense hoofstuk 2, daarvan vers 5 tot by vers 12, is kosbare verse om te gaan leer en te bestudeer en selfs te memoriseer. Fokus op Christus. Fokus op wat hy vir jou bewerk het. Want jy kan dit nooit uit jou eie uit bewerk nie. Geen mate van sabbatonderhouding, geen mate van wetsonderhouding gaan jou hemel toe vat nie. Net Christus Jesus alleen. Hy het die volle prys betaal. Fokus op hom, want hy gee ook vir jou die krag om te groei geestelik in hierdie lewe. So dit gaan nie net oor redding nie, maar dit gaan ook oor die Christenlewe. Hou aan hom vas tot die einde toe. Mag die Here ons genadig wees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie woord. Baie dankie vir hierdie kosbare belofte. En Here Jesus, ons kan net vir u sê dankie vir u genade. Dankie dat u self vir ons opgeoffer het. Dankie dat u mens geword het om hierdie prys te kom betaal. Dankie Here dat u vir ons nie gelos het nie en dat u nog steeds saam met ons is en dat u ons dra en vir ons krag en wysheid gee. Dankie dat u vir ons 'n perfekte voorbeeld is. Ons kan net vra, Here, gee vir ons die krag om op u te fokus. Gee vir ons die krag om u te volg.
Gee vir ons die krag om te lewe soos wat U wil hê ons moet lewe. En gee vir ons die krag om in U te kan rus. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.